Baie welkom by die Hemelvaartdiens van Sasolburg-Fontein Gemeente. Ek is Joepie Storer en baie dankie dat julle saam met ons luister en kyk vandag. Ek wil so op die begin vir julle sê, mag dit vir elkeen van julle 'n geseënde geleentheid wees. Mag ons ook die teenwoordigheid van die drie-enige God beleef en mag ons weet dat hy ons seën, ons aanraak en ons ook uiteindelik uitstuur om sy getroue getuies te wees. Kom ons bid saam. Here, op hierdie Hemelvaart donderdag wil ons vir u baie dankie sê, dat u ons redder en ons verlosser is. En as ons vandag na u kyk, dan kyk ons deur die bril van die oorwinning in die hemelvaart, en u wat aan die regterhand van die Almagtige Vader sit. En dankie dat ons u ons verlosser en ons redder kan noem, wat ook aktief in ons lewe betrokke is. Breek vandag hierdie woorde vir ons oop, maak dit vir ons verstaanbaar, en seën ons hier, waar ons so elektronies bymekaar kom. Mag ons u verheerlik met alles wat ons doen. Ons bid dit in die naam van ons verlosser, die Here Jesus Christus. Amen. So aan die begin van die boodskap wil ek julle dan ook graag uitnooi om van Sondag die 1 Junie af in te skakel by ons ring se Pinkster. 5 predikante binne die ring van Varevuur het saamgewerk aan 'n elektroniese Pinkster. En die tema daarvan is die Heilige Gees in jou lewe. Daar sal van Sondag die 1 Junie af elke dag 'n YouTube link beskikbaar wees wat julle op Fontein Gemeente se YouTube kanaal kan volg as julle by ons Pinkster wil inskakel. Die tema van vandag se Hemelvaartdiens is die volmaakte offer wat vir jou en vir my gebring word. Op Hemelvaart word ons herinner dat daar 'n heel paar beelde en kragtige opmerkings is wat ons met Hemelvaart kan assosieer. Die eerste een is die gedagte van 'n troonbestuiging. Jesus Christus was hier op aarde gewees en hy het van die Olyfberg af opgevaar na die hemel en daar sit hy aan die regterhand van God die Vader en daar sit hy nie net nie, maar hy regeer ook daar as koning oor ons lewens en koning oor die hele wêreld. Dit herinner ons dat Jesus Christus aktief by ons lewens betrokke is. Maar daar is ook 'n waarskuwing in hierdie beeld van die troonbestuiging vir elkeen van ons. In Markus hoofstuk 10 praat Jesus met sy disippels en dan berei hy vir hulle voor op die gedagte dat hy nie vir ewig by hulle gaan wees hier op die aarde nie, maar dat hy na die troon toe gaan en dat hy van daar af gaan regeer. Hulle het hom natuurlik verkeerd verstaan en gedink hy praat van die troon in Jerusalem. En toe kom die seuns van Zebedeus, Johannes en Jakobus by Jesus en vra hom, Jesus, as u regeer, wil ons asseblief saam met u regeer. Een wil aan die regterhand sit, een aan die linkerhand. Minister van buitelandse sake, minister van finansies. Gee ons asseblief daardie ereposisie langs die troon. Jesus het hulle natuurlik erg tereggewys en vir hulle daarop gewys dat as julle in my voetspore wil volg, moet julle bereid wees om laaste te wees. En hy sê dan ook vir hulle, die wat eerste wil wees, moet laaste wees. En daarmee sê Jesus vir hulle moet 'n hart kry om ander mense te dien, om te gee en om 'n verskil te maak. En ook in sy voorbeeld voete te was en bereid te wees om hulle lewens vir mekaar en vir die res van die wêreld op te offer. Die Hemelvaart is ook 'n herinnering en 'n bevestiging vir ons dat die Here Jesus Christus eendag gaan terugkeer na die aarde, wat ons ook dan noem sy tweede koms of sy wederkoms. Tydens sy Hemelvaart op daai donderdag op die Olyfberg het die disippels nog so stip na die hemel gestaar en kyk en skielik was daar 2 engele in wit klere by hulle gewees wat die vir hulle gevra het, Galdeërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat deur die wolk van julle al weggeneem is, sal net so terugkom. En hoor julle, dis 'n belofte, hy sal net so terugkom, daaroor hoef ons nie te twyfel nie. En as hy terugkom, sal almal hom kan sien. En daarom is die eerste koms van die Here Jesus Christus gebind aan sy tweede koms, aan die wederkoms. Dit is 'n belofte wat ons uit die hemel ontvang het. Die derde beeld van die Hemelvaart is waarby ons vandag gaan stilstaan. Die hele gedagte dat Jesus vir ons die volmaakte offer bring en die volmaakte offer is. In Hebreërs hoofstuk 9 lees ons hoe Jesus na die Hemelvaart vir ons hierdie volmaakte offer bring. En ek wil dan graag vir julle lees. Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat deur mense gemaak is en net 'n namaaksel van die ware is nie. Nee, hy het in die hemel self ingegaan en nou ter wille van ons voor God verskyn. Hy het nie ingegaan om homself herhaaldelik te offer nie, soos die hoëpriester elke jaar die allerheiligste binnegaan met bloed wat nie sy eie is nie. Dan sou Christus immers herhaaldelik moes gelei het
reeds van die skepping van die wêreld af, maar nou het hy net een keer in die volëinding van die tye verskyn, om deur sy offer die sonde weg te neem. 'n Mens is bestem om net eenmaal te sterf, en daarna kom die oordeel. So is Christus ook net eenmaal geoffer, om die sondes van baie weg te neem. As hy die tweede keer verskyn, kom hy nie in verband met die sonde nie, maar om verlossing te bring aan die wat hom verwag. Dit is kosbaar om so oor die hemelvaart te dink, dat daar vandag iets in die hemel was, wat van die begin af nie daar was nie. En wat is dit? Dit is die aardse liggaam van die Here Jesus Christus. Want na hy die doodheid opgestaan het, en sy disippels en die ander gelowiges hom gesien het hulle besef, dit is werklik Jesus, want sy liggaam het nog die wonde vertoon. En toe hy met daai wolk van die Olyfberg af opgestyg het daar 'n stukkie van die aarde saam met hom na die hemel gegaan. En daarom kan daar 'n stuk dankbaarheid in ons harte wees, om te weet dat iets van hierdie skepping vandag in die hemel is. En teoloë het al vir ons gesê, met Jesus Christus se menswording, daar van die goddelikheid na die aarde toe gekom. Die drie-enige God het sy seun gestuur hier na die aarde toe. En met die hemelvaart het die aardse liggaam tot in die hemel opgegaan. En dis 'n kosbare gedagte om aan vas te hou. In Hebreërs 9 hoor ons wat gebeur as Jesus by die troon instap, die troonkamer in die hemel. En dan sê die Hebreërs skrywer baie duidelik vir ons, dis nie 'n troonkamer of 'n tempel wat met mense hande gemaak is nie. Waar hy nou is die goddelike woonplek, die goddelike skepping, op 'n wonderlike manier. In die Ou Testament was daar voortdurend plekke van aanbidding gewees. Ons dink byvoorbeeld aan die tent van ontmoeting, die tabernakel, die ark, uiteindelik die tempel, en in die tempel natuurlik die allerhoogste. En hier wat in hierdie gedeelte in Hebreërs verwys word, is juist die fees van die versoening, wat in Joods die Yom Kippur genoem word, die heiligste dag in die Joodse geloof, wanneer daar versoening gebring word deur die hoëpriester wat vir die volke offer bring. Nou wat gebeur het in daai tyd? Het die hoëpriester teen die trappe opbeweeg en dan uiteindelik in die allerhoogste inbeweeg en daar 'n offer gebring tot versoening van almal se sondes. Maar hierdie offer moes jaar na jaar herhaal word, en dit was natuurlik nie die hoëpriester gewees wat sy eie bloed geoffer het nie, maar die van 'n dier. En dan sê die Hebreërs skrywer, hierdie verbond in Jesus Christus vervang hierdie vorige tradisie van die Yom Kippur, die dag van versoening. Want die dag van versoening is nou deel van die hemelvaart. En die offer wat gebring word is nie die van 'n dier nie. En die een wat in die allerheiligste ingaan is nie die hoëpriester nie. En hy het nie nodig om dit jaar na jaar na jaar te doen nie. Maar die een wat geoffer word is nou Jesus Christus, die volmaakte hoëpriester. En hy offer nie 'n dier nie, hy offer sy eie liggaam, sy eie bloed vir jou en vir my. En dan sê hy neem die sondes van baie mense op hom. Hy neem die sondes van baie mense weg. Nou is die vraag, wie is daar die baie mense van wie Hebreërs 9 praat? En die antwoord is natuurlik al die gelowiges, van alle tye af tot in die einde van die tye, reg oor die wêreld, en elke volk, stam en nasie op aarde, almal wat in Jesus Christus glo. Belangrik om te hoor dat die Hebreërs skrywer sê, daar was 'n bepaalde ritme gewees in hierdie fees van die versoening. Elke jaar moes die hoëpriester dit doen. Maar skielik is die elke jaar gedagte nie meer nodig nie. Op Golgotha is die volmaakte offer gebring. Die Hebreërs skrywer sê vir ons, anders sou Jesus voor die menslike tyd gekruisig moes word, tot in die ewigheid. Maar nou is dit skielik nie meer nodig nie, want Jesus is die volmaakte offer, en hy bring ook die volmaakte offer, en hy bring vryheid vir jou en vir my. En op 'n besonderse manier word ons aan hierdie boodskap op hemelvaart herinner. Die laaste vers, daar vers 28, is ook 'n weerspieëling van dit wat kom, van die wederkoms, die tweede koms van die Here Jesus Christus. Baie interessant, sê die Hebreërs skrywer dit baie duidelik. As Jesus weer kom na die aarde toe, kom hy nie in verband met die sondes van die mense nie. Hoekom nie? Want die sondes is op hom geneem. Maar hy kom in verband met wat? Hy kom in verband met die verlossing. Pragtige kontras nie. Partykeer is daar soveel mense wat so bang is vir die wederkoms, want Jesus gaan oordeel, hy gaan straf, hy gaan met die sonde berekening hou. Maar skielik sê hierdie gedeelte vir ons, nee. Ons sondes is reeds ten volle op Christus Jesus se kruis geneem. Hy het ons vrygemaak. En as hy dan terugkom, ons te kom ontmoet, dan is daar 'n huwelik wat plaasvind. Daar's 'n stuk opgewondenheid.
Want Christus kom werk met die wat in hom glo. En dis sy kerk van reg oor die wêreld. Elkeen van ons wat sy naam bely en in sy voetspore volg. Daarom wil ek vandag vir jou sê op hierdie Hemelvaartdag, wat ons herdenk dat Jesus Christus aan die regterhand van God die Vader sit, en dat hy ons Here en regeerder is, maar dat ons ook sal besef, dat hy op hierdie manier die volmaakte versoeningsoffer is, wat ons en God met mekaar op 'n baie, baie besonderse manier versoen, maar dat hy ook die versoeningsoffer is, wat ons met die wêreld, met ons vriende, met ons vyande en selfs ook met die natuur kon versoen, want dit is die volmaakte offer. En laastens ook in die hele gedagte van die dag van die versoening, wat ook uit die Joodse tradisie uitkom, dat ook 'n versoening is met jouself. Want soveel mense leef met skuldgevoelens of verwyte oor die verlede. Die Here Jesus Christus kom vat egter al daai goed weg en gee vir ons die vryheid om te leef as wat? As koningskinders. Want ons Here Jesus Christus is die koning van die heelal. En dit word keer op keer in die Nuwe Testament en die boek Openbaring herhaal, dat hy is die koning en ons is die kinders van die lewende koning. Mag elkeen van julle 'n geseënde week hê en mag ons onthou dat die Here vir ons lief is en dat ons in hierdie tyd, in hierdie hemelvaarttyd waar ons vorentoe kyk na Pinkster, ook gesalf is met die teenwoordigheid van die Here en dat hy vir ons sê, ons is sy kinders. Amen.